Ja, Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om net u naam te kan aanroep, Here. Vader, net om uit te skree, Jesus, en ons weet dat u gaan antwoord, om te weet dat u is die naam bo elke naam, om te weet dat daar is niemand soos u nie, niemand wat waardig is om geloof en geprys en geëer te word, behalwe u nie, Here. Dat ons kan weet, Vader, dat u het 'n plan en 'n doel met ons lewe, dat ons kan weet, Here, dat maak nie saak wat ons in die gesig staan nie, Vader, dat u is daar vir ons. U is saam met ons, Here, Vader, en ons wil u loof en die prys en die eer daarvoor, Vader. Kom nou waar ons nou oor die woord gaan gesels, Here. Kom deel met ons, kom praat met ons, Vader. En kom verander ons harte, kom verander ons lewens, Here, sodat ons net in u wil kan leef, Vader. Ons sê vir u dankie daarvoor in Jesus naam. Dankie dat u 'n goeie God is, Vader, dat daar niemand is soos u nie, Vader. En ons loof en ons prys en ons eer daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie, julle kan julle sitplekke gou neem. Ons is besig met so 'n reeks oor die kerk en oor wat die Here mee besig is en oor wat hy wil doen, en vandag wil ek 'n bietjie met julle gesels oor iets vars en iets nuuts. Want ek glo dat die Here is besig om iets in ons gemeente te doen. Ek glo dat die Here is besig om iets in die lewens van mense te doen, dat mense aangeraak word, dat mense se lewens verander word, dat die Here besig is om mense in 'n rigting in te vat waar hy hulle wil hê. Nie waar ons wil wees nie waar ons onsself wil hê nie, want ek weet dit is mos maklik vir ons as mense om te sê, Here, ek wil graag daai kant toe gaan en die doen en daai doen en ek wil in hierdie rigting in beweeg, maar dan kom God en dan sê hy vir ons eintlik, ek het 'n ander pad wat ek wil hê jy moet loop. Ek het 'n ander rigting wat ek wil hê jy moet ingaan. Want ek weet, daar waar ek jou gaan stuur, gaan jy suksesvol wees. Daar waar ek jou gaan stuur, gaan ek jou gebruik. Daar waar ek jou gestuur, gaan jy in my wil wees. En dit is belangriker vir ons om in die wil van God te wees as enigiets anders. En soos ek sê, die laaste paar weke, ek dink julle gaan al begin moeg raak vir my vir dit, maar ek is moeg vir kerk soos wat ons altyd kerk gehou het. Ek is moeg vir die same old, as ek het so kan sit. Net vir die tradisie van kom ons kom kerk toe, ons sing 'n paar liedjies, ons klap bietjie hande, iemand praat hier voor en ons gaan huis toe. Ek wil sien hoe die Here kom en hoe die Here verandering bring. Ek wil sien hoe die Here kom en hoe hy elkeen van ons gebruik. Nie net vir my of my pa of die mense wat hier voor staan met die gitare en die musiek of die mense wat op die kerkraad is. Ek wil hê God moet kom en hy moet almal gebruik. En ek glo dat hy is besig met dit, ek glo dat hy is opreg besig met ons gemeente, maar vir ons om dit te sien, vir ons om te sien wat hy mee besig is, gaan ons onsself moet voorberei. En is ons vandag gereed vir dit wat hy wil doen? Jesaja 43 vers 19 sê vir ons, kyk, ek gaan iets nuuts doen, dit gaan nou uitspreid, kan julle dit nie besef nie? Selfs in die woestyn sal ek 'n pad maak in die wildernis riviere. En hierso kom God en hy sê in Jesaja vir die mense, ek wil iets nuuts doen. Nee, hy sê nie hy wil iets nuuts doen nie, hy sê ek gaan iets nuuts doen. En ons as mense moet onsself voorberei en konstant vir die Here vra, Here asseblief, kom en doen iets nuuts in my lewe. Here asseblief, kom en verander my lewe. Ek wil nie meer dieselfde persoon wees as gister of eergister of laasweek nie, want U het my gemaak om meer te wees. En God sê vir ons dat hy gaan iets nuuts doen. En dan sê hy vir ons hierso in die tweede gedeelte, selfs in die woestyn sal ek 'n pad maak en in die wildernis sal ek riviere maak. So God sê dat dit wat hy gaan doen en dit wat hy wil doen wat nuut gaan wees in ons lewe, al lyk dit dalk vir ons onmoontlik, al lyk dit dalk vir ons asof hierdie goeders nooit kan gebeur nie, by God is alle dinge moontlik. Maar ons hou vas aan ons eie menswees, ons hou vas aan dit wat ons kan raak sien, ons hou vas aan dit wat ons kan doen. Voor Psalms vir ons sê, dat ons moet op die Here vertrou. In Engels sê vir my so mooi, hy sê, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Hy sê, vertrou op die Here jou God met jou hele hart en maak nie op jou eie insig en staat nie.
Maar ons maak staat op dit wat ons kan sien. Ons maak staat op dit wat ons as mens dink wat reg is. Waar God sê, ek wil iets niets doen, en as ek dit gaan doen, gaan dit so groot wees, dat dit dalk vir mense onmoontlik gaan lyk. Dit gaan dalk vir jou onmoontlik lyk, maar God sê, hy is in staat om dit te doen. Nou wat moet ons as mense doen om iets niets te beleef in ons lewe, om iets niets te ervaar, om die volheid van God te ervaar? Die eerste ding wat ons moet doen is ons moet desperaat raak vir dit. Ons moet vir die Here sê, Here, asseblief, kom doen iets niets in ons lewe, bo alles. Maar is ons nog desperaat vir aanraking van God? Is ons nog desperaat as ons bid dat die Here ons gebede moet antwoord? Of het ons so in 'n routine en so in 'n plek geval dat wanneer ons bid, dan sê ons maar net, ag Here, asseblief help my met hierdie, of Here, asseblief gee my leiding met hierdie, maar as jy dit nie doen nie, is dit ook okay. Waar het ons in die lewe op 'n plek gekom wat ons vir die Here sê, Here, as jy dit nou wil doen, doen dit, maar as jy dit nie wil doen nie, is dit okay. Waar is die desperaatheid wat ons uitroep en sê, Here, ek gaan nie aangaan sonder U nie? Waar is die desperaatheid van mense soos Jakob wat met die Here geworstel het, wat so met die Here gestry het, dat die Here hom moes bietjie op die heup geslaan het, laat hy bietjie mank loop om net te los, wat hy gesê het, Here, ek weier om U te los as U my nie seën nie. Waar is die desperaatheid van mense soos Moses wat gesê het, Here, as U nie saam met ons deur hierdie pad gaan stap nie, dan weier ons om vorentoe te gaan. Waar is die desperaatheid van die mense wat nie moet opgee nie? Want God kom en God hoor desperate mense. God hoor mense wat uitroep. God hoor mense wat die ekstra myl stap, wat sê, Here, ek weier om op te gee. Ek weier om aan te gaan as U nie saam met ons is nie. 'n Paar voorbeelde in die Bybel is eerst in Lukas 8 vers 43 sê of lees ons die gedeelte van die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. Sy was dokter toe gewees, sy was by mense gewees om haar te probeer help. Niemand kon haar gehelp het nie, maar sy het gehoor van hierdie Jesus wat mense gesond maak. Sy het gehoor van hierdie man wat mense gesond maak, wat die dokters nie kan doen nie, wat die vriende nie kan doen nie. En sy het gesê dat as ek net aan die soem van sy kleed kan raak, dan sal ek genees wees. En Jesus loop, die Bybel sê vir ons, hy was besig om die straat te loop, en daar was 'n skare mense om hom gewees. 'n Groot groep mense het om Jesus gedrom, en almal wou by hom wees, en almal wou aan hom vat, en almal wou net naby aan hom wees. En hierdie vrou was so desperaat gewees, sy het deur hierdie skare gedruk, deur al hierdie mans en die ander vrouens en almal wat daar was, het sy deurgedruk, en toe sy aan die soem van sy kleed raak, was dit vir haar genoeg gewees. En die Bybel sê, Jesus het gestop en hy het gevra, wie het aan my geraak? Nou ek dink die disippels het baie keer vir Jesus gekyk en gesê, Here, ons verstaan nie nou lekker die vraag wat jy vra nie. Hier is 300 mense om jou, almal stamp aan jou, almal stoot aan jou, dan vra hy vir ons, wie het aan my geraak? En hy sê, nee, maar daar was iets anders gewees. Iemand het aan my geraak en daar het krag uit my uitgegaan. En dit is wat die desperaatheid vir God, 'n honger na God se bonatuurlike krag, 'n honger na God se aanraking doen. Die oomblik toe sy aan hom vat, toe voel Jesus, hier's iemand wat desperaat is, wat nie kan aangaan sonder my nie, en daar het krag uit haar uitgegaan, en die Here het haar genees. Hoekom het die ander 300 of 500 of hoeveel ook al mense daar was, wat aan Jesus gestamp het, niks ervaar nie? Want hulle was nie desperaat nie. Hulle was dalk daar, hierso kom Jesus aan, kom ons gaan kyk wat maak almal. Klomp nuuskierige mense, nê. Sal iets gebeur as almal se kraat by mekaar. Maar hierdie vrou was desperaat gewees vir 'n aanraking van die Here af. Die blinde Bartimeus sit langs die pad. Hy sit en bedel. En hy het gehoor van hierdie Jesus wat verbykom. Hy het gehoor van hierdie Jesus wat blindes genees, wat siekes gesond maak, wat dooies opwek. En toe Jesus verbykom, begin hy uitroep en hy skree, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. En wat doen die mense? Hulle kom by hom en sê vir hom, bly stil. Nie nou nie, jy raas. Jy gaan nie nou vir Jesus pla nie. Jy gaan nie nou naby hom kom nie. Jy is besig om jou tyd te mors. Maar die desperaatheid in hom het gemaak dat hy anders skree, het geskree, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. En Jesus stop net daar waar hy is, omdat 'n desperate man uitgeroep het na hom toe. En hy sê vir hulle, bring hom na my toe. En Bartimeus kom staan voor Jesus, en Jesus kyk hom, en Jesus kan sien hy is blind. Maar nog weer eens, vra Jesus hom 'n interessante vraag. Hy sê vir hom, wat
kan ek vir jou doen? Ek dink ek sê nog, Jesus is nogals obvious, hoor, ek kan nie sien nie. Maar Jesus sê vir hom, jou desperaatheid het my so getrek, dat wat ook al jy my in hierdie oomblik vra, sal ek vir jou gee. En ek is seker daarvan, Bartimeus kon vir enig iets gevra het, en die Here sou dit daar vir hom gedoen het. Hoekom? Want sy desperaatheid, sy honger binne in hom, vir iets niets, vir iets vars, sy honger binne in hom, vir God om te kom en te kom beweeg in sy lewe, het God gedryf, en vir Jesus gedryf, en Jesus sou vir hom daar gedoen het, net wat hy wou, en hy sê vir hom, meester, laat ek kan sien. En Jesus genees hom. Daar's 'n verlamde man met 4 vriende, Jesus sit, hy's besig in 'n huis, om mense te leer, en hierdie 4 vriende dra hierdie ou, wat nie kan loop nie na die huis toe, en hulle sien, ons gaan nie deur hierdie deur kan gaan nie. Maar hulle wil by Jesus uitkom. Hulle soek dit wat daar binne in die huis is, wat mense om hom sit, en wat mense om hom beweeg, en mense besef nie die voorreg wat hulle het om in sy teenwoordigheid te wees nie. En ek dink hierdie ou wat daar so op die draagbaar was, of hoe ek hom gedraai het dalk gesê, okay boys, nee, hierdie gaan nie werk nie. Ons gaan nie in die huis in kom nie, kom ons gaan maar terug na waar ons vandaan gekom het. Dis alright, ek is nou al so lank verlam, ek gaan nie aanbeweeg nie. Maar sy 4 vriende sê, daar's nie 'n manier nie. Ons weet die antwoorde is daar binne. Ons weet iets niets is daar binne. Ons weet die persoon wat jou lewe kan omkeer is daar binne. Ons gaan in hierdie huis in kom vandag, maak nie saak hoe ons dit gaan doen. En hulle klim op die dak en hulle haal die ouens se teels af daarso, en hulle gaan deur die dak en hulle sak sy vriende, die vriend af. En Jesus kyk hom, en Jesus kyk na hierdie 4 vriende, en deur hulle geloof, deur hulle desperaatheid, deur hulle honger na God, doen die Here iets nuuts in hierdie man se lewe, en hy sê vir hom, staan op, neem jou bed op, en loop. Jesus antwoord die honger mense. Handelinge 2, ons het laasweek oor het gepraat, is die disippels by mekaar, 120 van hulle. Ons weet nie hoe lank was hulle presies by mekaar gewees nie, maar hulle is besig om God se aangesig te soek. Hulle is besig om uit te roep na die Here toe. En die Bybel sê vir ons, toe hulle almal eendragtig saam was en uitgeroep het na God, toe daar 'n desperaatheid binne hulle kom, toe daar 'n honger binne hulle kom, toe kom die Here en hy stort sy Heilige Gees uit en hy sê vir die mense, dit is wat honger mense ontvang, net waarna hulle soek. Dis tyd dat die kerk vir honger raak. Dis tyd dat die kerk desperaat raak. Wat ons sê, Here, genoeg is genoeg. Ons is nie meer tevrede met die gisters nie. Ons is nie meer tevrede met dit wat ons het nie. Ons soek meer. As mense vir ons sê, maar nee, jy kan nie vir die Here sê jy soek meer nie. Is jy dan ondankbaar? Nee, ek is nie ondankbaar nie. Maar God het vir my soveel meer beloof, en ek sal ondankbaar wees as ek vir hom sê, Here, dis alright, dit wat jy my beloof het, is okay, ek wil dit nie, ek is tevrede met dit wat ek het. Is tyd dat ons desperaat en honger raak vir God om te kom beweeg. En weet julle wat is die ding, ons gaan net ontvang met die maat wat ons sal oorgee. Jy gaan net ontvang met die maat wat jy wil ontvang. Soveel keer kom die Here en hy sê vir ons, ek wil vir jou soveel meer gee. Ek wil vir jou soveel geleenthede gee. Ek wil vir jou soveel deure oopmaak. En dan sê ons net, is okay, Here, ons is mos nederig, nee, jy weet. In die kerk, die eerste ding wat jy hoor as jy 'n Christen word is, jy moet nederig wees. Jy moet nie te veel wil hê nie, jy moet nie dit nie, jy moet nie dat nie, jy moet net so bo kan die mat wat daar buite is wat jou vloer afvee. Ons moet net daar so leef. Jy moet mos 'n nederige persoon wees. Maar die Here kom en hy sê, ek wil vir jou die beste gee. En so as Here, nee, ek is nederig. Ek is so nederig, ek het vir myself 'n monument opgerig vir nederigheid, dat die mense daarna kan kyk en weet hoe nederig is ek. Dis nie wat God vir ons bestem het nie. Die Here sê, maak oop vir my, maak jou lewe oop, gee oor, en met die mate wat jy oorgee, met die mate wat jy wil ontvang, sal jy ontvang. Daar's 'n verhaal in die Bybel in 2 Konings 4 vers 1 tot 7, wat nogals vir my baie mooi opsom, dit wat ek nou gesê het, van jy gaan net ontvang met die mate van dit wat jy gee. En ons sien dat Elisa die profeet kom in 'n dorp aan, en hy sien daar so 'n weduwee, of wat sy man dood is, en hierdie weduwee kom na hom toe, en sy pleit hom, en sy sê vir hom, man van God, ek is in die moeilikheid. Hy sê, my man is dood, my man het baie skuld gehad, daar is soveel dinge wat hy gedoen het, en wat mense wat ek nou moet terugbetaal, hulle het nie polisse gehad daai tyd, en geld wat uitbetaal het, en daai nie, die skuld wat die man gemaak het, moes die vrou betaal het, nadat hy dood gegaan het.
En die vrou sê, ek is desperaat, ek het hierdie skuld wat ek moet betaal, my man is oorlede, en die skuldeisers het nou gekom, en hulle wil my seuns vat, as slawe, vir betaling, vir dit, wat my man, die skuld opgemaak het. En Elisa sê vir die vrou, maar wat kan ek vir jou doen? Wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En die vrou sê vir Elisa, my heer, ek het nie veel nie. Ek het eintlik niks nie, ek het 'n kannetjie daar by die huis, met 'n bietjie kookolie in, en dit is wat ek het. Ek het geen ander iets om te doen nie, en ek wil graag hê, jy moet my help. En Elisa sê vir die vrou, gaan leen kanne by jou vriende, en by jou bure. En die vrou kyk hom aan, soos, okay. Hy sê vir, gaan leen kanne, en vat daai bietjie olie wat jy het, en maak daai kanne vol. En Elisa sê vir iets baie interessant, die gedeelte gaan lees, hy sê, en moet nie vir te min vra nie. So hy sê, as jy gaan vra vir jou bure vir kanne, as hulle sê, hulle het 3, moenie vir hulle sê, geef my een van die 3 nie, as hulle vir jou sê, ek het 3 wat jy dalk kan leen, dan sê jy vir hulle, gee al 3. Hy sê vir hom, moenie vir te min vra nie. En die vrou gaan en sy gaan vra vir hierdie kanne en sy gaan vra vir hierdie goed en hy sê vir haar, gaan na jou huis toe, gaan in die huis en maak die deur agter jou toe en vat daai olie en maak daai kanne vol. En wys jy net hoe amazing was die geloof van daai mense gewees, as ons na dit kyk, as jy hierdie bietjie olie het en jy staan daar en jy sê, okay, ek moet nou hierdie bietjie olie vat en ek moet nou 10 kanne vol maak met hierdie bietjie olie, gaan ek sê, nee, dis nie moontlik nie. Maar hierdie vrou het gesê, ek sal doen dit wat God sê. En sy maak die deur toe en sy vat daai olie en sy begin gooi. En soos wat sy gooi, sien sy, maar hierdie olie raak nie minder, hierdie olie raak nou meer. En sy gooi en die eerste kan is vol en sy kyk, maar daar is nog steeds olie in hierdie ding, kom ons gooi dit in die tweede kan en sy gooi. En sy by die derde kan en die vierde kan en ek weet nie hoeveel kanne het sy gehad nie. En sy gooi en sy gooi en sy gooi. En sy kom by die laaste kan en sy gooi en toe die laaste kan vol is, toe is die olie in die houer klaar. Wat sou gebeur het as daai vrou gesê het, okay, ek gaan net toets wat hierdie man gesê het, ek gaan net 1 kan vat en ek gaan olie ingooi. Wat sou gebeur het? Toe daai 1 kan vol is, sou die olie klaar gewees het. As hy net 3 gehad het, as hy gegooi het, die laaste ene vol is dit klaar. Dis dieselfde wat God vir ons wil doen. Hy sê, maak oop vir my. Hoe meer jy vir my oopmaak, hoe meer van my lewe jy vir my gee, hoe meer van jou lewe jy oopmaak en sê, Here, ek wil meer hê, so hoe meer ons wil hê, hoe meer gaan ons ontvang van hom. Dis die enigste ding, ons hoef nooit skaam te wees om meer van God te wil hê nie. Hierdie vrou hierdie Elisa het presies geweet wat die Here wil doen vir hierdie vrou. Hy het vir haar gesê, gaan en moenie vir te min vra nie. Hoeveel ruimte maak ons vir God? As ons vir God net 10% van ons lewe ruimte maak, moet ons tevrede wees met net 10% van hom in ons lewe. As ons vir God in ons besigheid nie ruimte maak nie, moet ons nie verwag dat hy in ons besigheid gaan wees en ons gaan seën nie. As ons nie ons kinders vat en hulle begin opwek en hulle begin leer wat die Here in hulle lewe kan doen nie, moet ons nie verwag dat God in hulle lewe gaan wees as ons nie ruimte vir hom skep in hulle lewe om te werk nie. Dis dieselfde met alles, die skole, ons sien wat aangaan in die land. Jy kan sien in 'n skool, die oomblik as hulle nie meer ruimte maak vir God nie, gaan daai skool baie vinnig begin uitmekaar uitval. Hoekom? Want hy gaan net optree in die mate wat daar vir hom oopgemaak word. Daar's 'n storie wat ek al baie vertel het van 'n man wat 'n huis gekoop het. Hierdie baie mooi huis, dubbel verdieping, kamers bo, kamers onder, en hy lewe lekker. En eendag staan hy daar en hy hoor hierdie klop aan die deur. En hy wonder, Jesus, maar wie's nou hierso by my huis? En hy kom daar so en hy maak die deur oop en hier staan Jesus voor hom. En hy sê, dis nou 'n verrassing. En hy is gasvry en hy nooi Jesus in en hy sê, kom sit hier, laat ons bietjie gesels, ons bietjie met mekaar praat, en laat ons net bietjie hoor, waarmee is jy besig? Wat gaan aan? Ons sien die wêreld lyk bietjie donker. En die man gesels met Jesus en dit raak laat en hy sê vir Jesus, ag, jy gaan nie nou terug hemel toe gaan nie. Dis laat, kom ek vat jou hier na my huis, kom ek gee vir jou 'n kamer in my huis. En daai kamer kan jy vat en daai kamer kan jy joune maak, dat jy altyd 'n plek het hierso as jy net wil kom. En Jesus is 'n gentleman, Jesus sê vir hom dankie. En het word laat en hulle is kamer toe, die volgende oggend word hierdie ou wakker, maar hy hoor 'n klop aan die deur, maar hy klink asof iemand sy huis wil afbreek. En hy loop onder toe en hy maak die deur oop en hier staan die duiwel voor die deur.
En die duiwel vra nie vir hom, hoe hierso mag ek inkom nie. Die duiwel stoot ons soms een kant toe en sê vir hom, wag, maak plek, ek wil hierso inkom. Die duiwel is daar in en hy maak moeilikheid in die huis, hy gooi die meubels om en hy breek alles af en hy ruk die ou se klere bietjie stikkend en hy ruk hom rond en hy loop na die deur toe en hy sê vir hom, moenie worry nie, ek is môre weer terug. En die duiwel is daar uit en hierdie ou staan daar en hy kyk na alles wat aangaan, maar hy onthou maar, Jesus het 'n kamer in my huis. Hoekom het hy niks gedoen nie? En hy gaan dan na Jesus se kamer toe en hy klop en hy sê vir hom, Jesus maak oop en Jesus maak die deur op. Hy sê, kom kyk wat hierdie duiwel in my lewe gedoen. En hy gryp Jesus daar in die arm som en hy sê vir hom, kom ek gaan wys vir jou. En hy wys vir hom al die skade wat aangaan daarso en hy wys vir hom wat besig is om te gebeur. Hy sê, hoe kan jy dit toelaat? Jesus sê vir hom, dis nie my huis nie. Hy het niks in my kamer kom doen, dis nie my huis hierin nie. En hierdie ou dog, hy sê, okay, wag, ek dink ek hier dit. Ek dink ek snap nou hierdie storie. En hy sê vir Jesus, okay, kom ons maak so, ons gaan 50-50. Dis mos maklik om te compromise. Hy sê, kom ek gee vir die hele boonste vloer van die huis, en ek sal die hele onderste vloer vir my vat, dan is ons nou fair, dan jy mos nou baie sê in die huis. En Jesus sê, dis reg. Onthou, Jesus is 'n gentleman, hy sal homself nie op jou afforceer nie. En hulle maak alles skoon en kry alles reg, en die volgende oggend, toe die man opstaan, toe hoor hy weer hierdie verskriklike klop aan die deur. En hy kom daar so en hy maak hierdie deur net so skreefie oop. Hy wil net deurloer wie staan agter hierdie deur. En toe hy daai deur so skreefie oop maak, die duiwel is so krom lelike toon. As hy daai toon kan inkry by daai deur, gaan hy inkom daarso. En die duiwel kom en hy's weer daar in die huis en hy ruk die ou rond en hy gooi weer alles omver en hy maak net moeilikheid waar hy kan. En hy loop by die deur en hy sê vir hom, moenie worry nie, ek is môre weer terug en hy is daar uit. En hierdie ou sit daar so en hy is gebroke. Hy sê hy weet nie wat aangaan nie en hy is hier op by die trappe want Jesus is mos nog op die boonste verdieping van die huis. En hy kom daar bo en hy sien maar hier bo gaan niks aan nie. Alles is netjies, alles is mooi, alles is skoon. En hy klop daar aan Jesus se deur. Hy sê vir hom ek verstaan nou nie. Ek het jou die helfte van my huis gegee. Kom kyk hier onder wat hier aangaan. Kom kyk wat maak die duiwel. En Jesus loop en hy kyk na wat aangaan. Die ou vra vir hom, wat moet ek doen dat die duiwel nie toegang tot my lewe kry nie? En Jesus sê vir hom, kom ek gaan vir jou 'n deel aan. Hy sê, gee my die sleutels van die huis. Laat ek die meester word van hierdie huis, dan bly jy by my en nie ek by jou nie. En die man gaan en hy gee die sleutel vir Jesus, hy sê, ek is klaar. Jesus die sleutel vat en hulle maak alles skoon, en hulle maak alles reg. En hulle gaan weer die aand bed toe. Die volgende oggend lê hierdie ou nog in die bed en hy hoor weer hierdie verskriklike slag aan die deur en hy breek soms uit in so koue sweet en hy sê nee, ek sien nie kans vir hierdie goeders nie. En hy maak sy kamer se deur so bietjie oop en hy sien maar hier loop Jesus na die voordeur toe. En Jesus loop nie soos iemand wat kom ons gaan kyk wat gaan. Jesus loop met autoriteit. Hy loop met gesag en hierdie ou is agter Jesus aan en hier oor die skouer en onder die arm deur. Hy wil nou sien wat besig is om te gebeur. Hy wil nou sien wat gaan Jesus met hierdie man doen. En Jesus kom en Jesus maak nie die deur so skreefie oop nie. Jesus vang hy voor en hy gooi hom oop en die duiwel sien hom en die duiwel val op sy knie en sê sorry Here, verkeerde huis en hy draai hom in 'n hardloop weg. En dit is presies wat met ons lewe gebeur. As ons iets nuuts en iets vars in ons lewe wil hê, as ons wil hê God moet kom en hy moet ons lewe kom verander, kan ons nie net vir hom een kamer gee nie. Ons kan nie net vir hom sê, Here, hierso is die boonste vloer van my huis nie. Baie keer maak ons so, ons sê vir hom, Here, jy kan die hele huis kry, maar ek wil een kamer vir myself en daai kamer is waar ons daai sondes wat ons so troetel wegsteek. Daai dinge wat ons nie oorwinning oor wil hê nie wegsteek. Ons kan nie dit wil hê as ons God se volheid wil hê nie. Ons moet totaal en al oorgee aan hom. Die Bybel praat vir ons met ons van nuwe wyn wat God vir ons wil gee. Matteus 9 vers 17 sê, 'n mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie, anders bars die sakke oop, die wyn loop uit en die sakke gaan tot niet. Nee, 'n mens gooi nuwe wyn in nuwe leersakke en beide bly behoue. En dit is wat God vir ons vandag wil sê. As God iets nuuts vir ons wil doen, moet ons lewens reg wees vir dit. Ons geskiedenis kom en sondes kom en omstandighede kom wat ons deurgaan en dit maak partykeer vlekke in ons lewe, dit maak partykeer gate, dit skeer partykeer ons lewe bietjie uit mekaar uit en dan kom ons kerk toe een keer en ons sê, okay, ek was nou by die kerk gewees, dan plak ons 'n patch. Soos met die bicycles altyd ons gemaak het, jy plak so 'n patch en dan ry jy weer verder vir so 2-3 dae en dan trek hy patch los en dan kom al die lig weer, dan moet jy weer die tire patch. Maar ons lewe kom baie keer en dan gebeur goeders in ons lewe wat gate maak.
En dan kom God en hy sê, ek wil iets niets in jou lewe doen, maar ons verander nie die ou lewe wat ons gehad het nie. En God kom en hy stort iets niets uit binne ons, hy gee iets niets binne ons, en as ons nie ons lewe verander nie, dan loop dit net uit. Dan gaan dit wat God wil doen in ons lewe net verlore, maar God sê dat hy is in staat en hy wil vandag vir elkeen van ons 'n nuwe lewe gee. Hy wil nuwe leersakke vir ons gee. Hy wil ons nuut maak. Hy wil die gate wat daar so is, die dinge, die seer en die merke wat die verlede gelos het, wil hy wegvat. Jesus is nie in die kom ons maak 'n plan besigheid nie. Hy is nie in 'n spoeg en plak besigheid nie. Jesus kom as hy ons restoreer, maak hy ons nuut. Om Johan hulle wat baie met die karre werk wat gepanel beat word en goeders, baie keer kry jy 'n kar wat so lelike ongeluk was en jy kan gaan en jy kan soveel body patty op daai ding sit en hom so mooi sprei en so mooi maak dat dit vir jou van ver af lyk, hierdie ding is nou 100% reg. Net vir so 2 maande en ewe skielik kan kom maar 'n kraak, ewe skielik kom maar 'n bars, ewe skielik begin die goeders aftop en sê mense, hierdie ouens het nie 'n goeie job gedoen nie. Partykeer moet daar 'n nuwe panel kom, partykeer moet jy 'n nuwe bumper opsit, partykeer moet die Here kom en hy gaan nie ons lewe patch en hy wil kom en hy wil ons lewens nuut maak. Hy wil die verlede van ons al wegvat. Hy wil die gisters en die seer en al die dinge van ons wil ons verwyder. Korintiërs sê vir ons dat as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Nie 'n reggemaakte mens nie, nie 'n gepatchte mens nie, hy's 'n nuwe skepsel. So hy kyk, al die ou dinge het verby gegaan en alles het nuut geword. Dit is wat Jesus wil doen. Jesus kom in die Nuwe Testament en hy gee vir ons toegang tot hom. Hy sê vir ons dat ek wil hê julle moet by my wees. In die Ou Testament was God se heerlikheid buite perke gewees vir baie mense. Dis net die hoëpriester wat 1 keer 'n jaar in God se teenwoordigheid kon inbeweeg en dan sou jy gaan hoor het wat wil die Here vir die volk sê, dan sou jy gaan hoor het wat is God se plan met die mense vorentoe, maar dan moes daai ou ook seker gemaak het sy lewe is reg. Hy het sy rok ding aangetrek en aan die kleed wat hy aangehad het hulle klokkies gesit en hulle het 'n tou om sy lyf gemaak en dan het hy voor daai deur gaan staan en het vir ouens gesê, okay boys, hou duim vas laat alles reg is. En hy's daar so in en hy het geloop en hy het in God se teenwoordigheid inbeweeg en as sy lewe nie reg was nie, het hy net daar doodgeslaan en die mense moes hom daai tou uitgetrek het. So jy moes ook maar gebid het as daai priester ingaan en sê, Here, asseblief laat hierdie ou se lewe reg is, anders gaan ek nie weet wat beplan jy vir ons vir die volgende jaar nie. Maar Jesus kom en Jesus sê vir ons dat hy wil hê, hy moet of ons moet by hom wees. Hy wil hê, ons moet toegang tot hom hê. Hy kom aarde toe om die skeiding wat sonde tussen ons en God gemaak het, te breek en hy sê dat ek gaan vir julle toegang gee tot my lewe. Ek gaan vir julle toegang gee tot iets vars, tot iets niets en ek gaan julle by my hê. En die oomblik toe hy sterf aan die kruis, toe skeur daai voorhangsel. En die Here sê vir ons, hierso het julle nou toegang tot my toe. En ons hoef nie te worry, ons lewe hoef nie perfek te wees om na God toe te gaan nie. Ons gaan na God om ons lewe reg te kry. Hy sê vir ons dat hy het soveel waarde wat in ons plaas. Hy is so lief vir ons dat hy wil ons by hom hê en hy kom en hy maak ons nuut, hy maak ons vry. Hy wil hê ons moet in sy teenwoordigheid wees. En as ons in God se teenwoordigheid kom, gaan ons elke dag iets nuuts en iets vars ervaar. Ons het 'n opdrag van God afgekry en hy sê vir ons dat hy sal ons toerus. Wat is dit om vars en niets te wees? Johannes 20 vers 21 en 22 sê vir ons, en Jesus sê toe vir hulle, vrede vir julle, soos wat die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En hierso kom Jesus en hy sê vir ons vir die kerk, hierso is vir julle 'n opdrag wat julle ontvang het, soos wat die Vader my gestuur het, so gaan ek julle ook stuur. So dit is klaar vir ons 'n nuwe opdrag, is klaar bietjie buite ons gemaksone. Hy sê, nadat hy dit gesê het, het hy op hulle geblaas en vir hulle gesê, ontvang die Heilige Gees. En hierso kom die Here en hy maak iets niets los binne in die kerk. En nou, hoe was Jesus gestuur gewees? Lukas 4 vers 18 sê vir ons, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die goeie boodskap aan die arme mense te verkondig. Hy het my gestuur om vir die gevangenes aan te kondig, dat hulle vrygelaat sal word, en vir die blindes dat hulle weer sal sien, om die onderdruktes te bevry. Hierso sien ons presies hoe Jesus gestuur was, en Jesus sê vir ons, dit is wat ek wil hê julle moet gaan doen.
Ons is veronderstel om die goeie nuus vir die wêreld daar buite te vat. Maar as mense ons sien, wat sien hulle? Sien hulle goeie nuus? Of sien hulle, hier is hierdie ou wat alweer so gaan kla. Die petrolprys is op en daar's load shedding en daar's die en daar's daai. Of sien hulle iemand wat na toe gaan kom en sê, daar is vir ons hoop. Daar is 'n antwoord daar buite. Hy sê om vir die gevangenes vrymaking te verkondig. Daar's soveel mense daar buite wat vasgevang is aan hierdie wêreld, aan verslawing en al hierdie dinge, maar God sê hy wil hulle vrymaak. Hy sê in die volgende vers sê om 'n aangename jaar van die Here aan te kondig, om vir die mense te sê, daar is hoop. Om vir die mense te sê, God kan vir jou iets vars en iets niets doen. Weet julle wat is die hardste ding? Hierdie goeders is tot ons beskikking gestel. God sê, hierso is dit. Ek het vir julle iets vars. Ek het vir julle iets niets. Ek het vir jou 'n beter lewe in stoor. Ek het vir jou iets in stoor wat jou kan vat en wat nie net jou lewe gaan verander nie, maar wat die wêreld kan verander. En ons sit baie keer dan ons sê, Here, thank you but no thank you. Ek wil afsluit met 'n paar gedagtes. Matteus 11 vers 12 sê vir ons die volgende: Vandat Johannes die Doper begin preek het tot nou toe, is God se koninkryk besig om vir homself 'n pad oop te breek. Hierso sê die Here vir ons van Johannes se boodskap af, wat se woord was, kyk, die lam van God is hier, wat gekom het om die sonde van hierdie wêreld weg te vat, is die koninkryk van God besig om 'n pad oop te maak. Hy sê 'n pad oop te breek, en mense wat al hulle kragte daarop toespits, maak dit hulle eie. Van Johannes se tyd af is die Here besig om iets nuuts te doen in die wêreld. Hy sê, en al wie die volheid daarvan gaan beleef, is mense wat al hulle krag daarop sit, om dit te gaan haal wat God vir hulle wil sê. Die Passion Translation sê dit vir my so mooi, hy sê, from the moment John stepped onto the scene until now, the realm of heaven's kingdom is bursting forth, and passionate people have taken hold of its power. Hierso sê die Here vir ons, ek het hierdie goeders wat vir jou tot jou beskikking is, ek het hierdie goeders wat ek vir jou wil gee, al wat jy moet doen is dit net kom vat. The New King James Version says, since the day of John, the heaven have suffered violence, and the violent take it by force. Dis nie iemand wat gaan en sê, ag Here, asseblief, gee maar bietjie vir my as ek kan nie. Dis iemand wat gaan en wat gryp. Wat sê, Here, jy het hierdie goeds my beloof, ek gaan dit vat, ek gaan dit myne maak, ek is moeg vir die gisters, ek is moeg vir dieselfde, ek wil iets niets sê, ek wil beleef wat jy beleef, en hierdie mense vat dit met force. Maar weer, ons is op 'n plek wat ons sê, Here, asseblief, as U ons genadig sal wees, ons is eintlik maar minder as niks nie, maar gee ons tog net so bietjie, waar God vir ons sê, vat dit met geweld. Moenie dat dit verlore gaan nie. As iets myne is en dit is in iemand anders se hande, wat al is dit 'n goeie persoon en ek weet ek het daai goed nodig, gaan ek dit gaan vat. Ek gaan nie gaan en aan nie. Dis dieselfde met dit wat God vir ons wil doen. Ons moet dit gaan vat. Ons praat van herlewings, ons praat van die groot dinge wat God gedoen het, ons praat van dinge wat in die verlede gebeur het. Ons kyk na preke en ons luister na stories, hoe mense se lewens verander word het, en ons sit almal en ons sê, Here, sal dit nie maar net lekker wees as dit weer kan gebeur nie. Here, hoekom gebeur hierdie dinge nie vandag meer nie? Dis tyd dat ons as kerk opstaan en sê, Lord, come and do it again. Here, kom en kom doen hierdie dinge weer. Here, kom en kom doen iets nuuts in ons lewe. Here, kom en kom doen iets nuuts in ons gemeente. U het dit vir die kerk van die verlede gedoen. U het vir die kerk van Handelinge gedoen. U het dit by Brownsville gedoen. U het dit by Azusa Straat gedoen. U het dit met al hierdie herlewings in Argentinië het u dit gedoen. So kom en kom doen dit weer, maar kom en doen dit in ons lewens. Casting Crowns sing 'n liedjie wat sê, it's got to start somewhere. Why not here? It's got to start sometimes. Why not now? En dit is my vraag. Die Here wil herlewing in ons land bring. Die Here wil hê die kerk moet weer opstaan. En dan moet ons net vra, Here, dit moet gebeur. Hoekom nie ons gemeente nie?
Here, dit moet een of ander tyd gebeur. Here, hoekom nie nou nie? Want dit is 'n belofte wat God gemaak het. Hy het gesê, in die laaste dae sal ek my gees uitstort op alle vlees en my seuns en my dogters sal profeteer. Julle jong mense sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom. Here, dit moet gebeur. Hoekom gebeur dit nie by ons nie? Here het gesê dit gaan gebeur. Hoekom kan dit nie nou hier by ons gebeur nie? Maar die vraag is ons gereed as dit moet gebeur? Is ons gereed om te sê, Here, kom en kom doen dit in my lewe? Of sit ons nog met stukkies patch en probeer ons lewe aan mekaar sit? Met 'n stom naald en 'n stuk garing wat te kort is, probeer ons die goeders opwerk en sê, Here, ek probeer net gou myself regkry voordat jy iets kan doen deur my. Maar God vir ons sê, kom net en kom gee net oor. Kom net en kom draai jou lewe terug na my toe. Kom net en ek wil dit wat ek beloof het vir jou gee. Maak nie saak wat jou verlede is nie, maak nie saak waar jy vandaan kom nie, maak nie saak wat mense sê wie jy is of wat jy is nie. God sê vandag vir jou, ek het iets groters, iets nuuts, iets varses stoor vir jou en al wat jy moet doen is net jou hande opsteek en sê, Here, hier is ek wil dit hê, ek wil dit vat en ek wil in u belofte en u volheid leef. Die belofte vir God se kerk bly nog steeds staan. Maar is ons gereed om dit te vat? Of staan ons maar net terug en sê, Here, is okay. Gee dit vir daai groot kerk hier in die dorp. Hulle het baie mense, hulle het dit meer nodig as ons. Nee. God het 'n plan met my. So ek wil hê dit moet daai plan uitleef. God het 'n plan met jou. Wil jy hê dat God moet daai plan in jou lewe uitleef? Ek kan hoe hard bid en vra, Here, asseblief gebruik die mense in ons kerk, maar as jy nie jou hand opsteek en sê, Here, hier is ek, gebruik my nie, kan ek bid tot ek blou word in die gesig en tot ek eelt op my knie het en daar sal niks gebeur nie. Joshua is 'n mooi voorbeeld, is Joshua dink ek, waar die Here gestaan het en die Heilige Gees en God Jesus staan en hy sê, wie sal ek stuur en wie sal vir my gaan? En een man het sy hand opgesteek en sê, Here, hier is ek, stuur my, of ek hoe gereed is of nie, Here, of ek nou die mooiste is of nie, of ek die beste kan preek of nie, of ek die slimste is of nie, Here, hier is ek, stuur my. En dis al wat God vandag vir ons vra. Al wat hy wil hê is net mense wat hulle hande opsteek en sê, Here, u het iets niets beloof. Hier is ek. Ek is beskikbaar. Here, hier is ek. Kom doen iets vars en iets niets in my lewe. Here, hier is ek. Kom en kom maak my nuut. Sit vir ons daai liedjie aan asseblief.